Môre aan julle almal. Ek sien Kobus is intussen hier en dit is lekker om vir Etta te hoor weer. En Dion het ek nou weer gesien. So ek begin die gesigte en die name ken. Is baie lekker. Baie welkom vanmôre by die erediens. Van vroeg af het die Here in ons harte 'n verwagting gesit om na sy woord te luister, maar ook soos wat Christo agtergebid het om mekaar weer te sien en te hoor hoe gaan dit. Dis deel van om Christen te wees. Nou die afkondigings vir hierdie week is Johan Logner se verjaarsdag die 19de. Is Johan hier vanmôre. Hy maak so 'n koek. So Johan se baie geluk vir Johan Logner. En dan Dinsdag die 19de, lyk my alles gebeur hierdie week die 19de. Is daar Bybelstudie van 10:00 af in die kerksaal. Wat bring ek? Bybel en 'n notaboek en jou vriend of jou vriendin. Goed, en dan selfde dag, die 19de, is daar ook bloedskenk in die kerksaal en dit is van 11:00 af tot 3:00. Dis die bloedskenk. So jy kan is welkom na al daai geleenthede. Sy ook na die Bybelstudie toe kom, gaan skenk jy sommer jou bloed ook. En dan volgende Sondag, is Pinksterfees, die 24ste. Jy word almal hartlik uitgenooi. Bring jou pot sop of brood en kom kuier heerlik saam met die kerkfamilie tydens ons jaarlikste Pinksterfees. Sop en sherry die oggend na die erediens. Let wel, die sherry is na die erediens. As jy enige vrae het of die bevestiging wat jy gaan bring, bel asseblief vir Madeleine. Madeleine, ek het alles gesê, nê? Jy weet, ou vat kanse met ouer mense, jong. Hulle kan baie keer vergeet. Here, na wie toe sal ons gaan? By U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Ons rots en ons verlosser. Amen. Liewe gemeente van Vaalwater, ek groet julle vanmôre in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag julle genade en vrede in oorvloed hê. Amen. Kom ons sing 2 liedere vanmôre. Ek gaan nie tussenin aankondig nie. Die eerste lied is 'n lofsang, lied 167, die eerste en die tweede strofes. Jesus bron van al my vreugde. En die tweede lied 203 is ook 'n lofsang, loof die Here al wat lewe, ook hy is 1 en 3. 1 en 2 die eerste ene, 1 en 3 die tweede een.
Liewe gemeente, die wet van die Here. Iemand sê nou die dag vir my, man, dis nie meer nodig om die wet te lees nie. Ons sondes is vergewe. Die sondes wat ons gedoen het, die sondes wat ons nog gaan doen, dis vergewe. Hoekom lees julle die wet? Maar die wet is nie net 'n herinnering aan hoe ons moet leef. Die wet is soos klippe in 'n moeras wat ons help om die gate en die verkeerde plekke mis te loop. Ek wil vanmôre die wet lees uit 'n gedeelte wat vir my baie interessant was om in die 2020 vertaling, is die enigste plek wat ek van weet, Deuteronomium 6 vanaf vers 4. As u in die 2020 vertaling kyk, sal u sien daai eerste reeltjie is alles in hoofletters geskryf. Nou hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat die Jode vir mekaar noem die Shema. Dit beteken luister. Luister. Hoor wat sê die wet hier. Luister Israel. Luister valwater. Die Here is ons God. Die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê. En met al jou krag, jou hele wese. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. Wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Die Jode het hierdie versie so ernstig opgeneem dat as hulle bid, het hulle hier om hulle boarm, hier waar hulle hart is, het hulle 'n band vasgemaak en daar so dosie waarin die wet is. En om hulle voorkop is daar ook so dosie waarin die wet opgeskryf is. So hulle sê, wanneer ons bid, moet ons nie net in ons gees daaraan dink nie. Ons moet fisies by ons hart dit kan voel en ook op ons voorkoppe. Skryf dit op jou deurkosyne van jou huis en jou stadspoorte. As jy by 'n Joodse huis kom, sal jy in die buitekant teen die kusyn so kokertjie sien. Daar's die wet in. En by die stadspoorte het hulle dit ook in so 'n koker gesit. Dit alles sê net, ons moet so bedag wees op die wet van die Here. En die pad wat hy ons wil lei, waarvan hy ons wil bewaar, dat ons dit oral met ons kinders, onder onsself, in ons huise, wanneer ons gaan slaap en wanneer ons opstaan, ook wanneer ons by ons deur inkom, moet ons daaraan dink. Kom ons bely dat ons nie altyd hierdie wet kan nakom nie. En ons sing lied 245, die eerste vers, ek wat vergifnis Heer ontvang het.
Liewe broers en susters, ons skriflesing vanmôre is uit die Ou Testament. Uit die boek Samuel, die laaste hoofstuk, 1 Samuel 30, vers 1 tot 8. Ekskuus, is nie die tweede laaste hoofstuk. 1 Samuel 30 vers 1 tot 8. Maar terwyl die woord van die Here so voor ons oop lê, kom ons bid dat hy hierdie woord vir ons sal duidelik maak en ons sal help om hiervolgens te lewe. Onse Vader wat in die hemel is. Die feit dat ons vanmôre hier in die kerk bymekaar kom, is 'n getuienis en 'n teken van u liefde. U het ons elkeen so lief dat u seun vir ons sondes gesterf het. En daarmee, Here, het ons deel geword van u kinders. Koninkrykskinders. As koninkrykskinders het ons die behoefte om in u teenwoordigheid met u woord om te gaan, om te hoor wat u vir ons wil sê. Ons bede vanmôre is dat hierdie woord helder en duidelik na ons toe sal kom. Dat dit ons sal aanspreek en bemoedig en versterk vir die week wat voorlê. Maar ons dank U ook dat ons die behoefte het aan mekaar, aan mede-Christene, om mekaar se hande in geloof te vat en daardeur ook versterk te word. Ons dink aan baie in ons gemeente wat nie vanmôre hier kan wees nie. Daar mag verskeie redes wees, Here, ons ken dit nie, maar U ken dit. As daar siekte is, as daar hartseer is, bid ons vir U troos en U versterking. Maar ons as gemeente het ook U seën nodig om werklik as 'n gemeente te lewe. Om 'n ligbaken in valwater te wees. Spreek dan nou, Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. 1 Samuel 30 vanaf vers 1 tot 8. Toe Dawid en sy manne die derde dag by Siklag aankom. Nou moet ek miskien net eers verduidelik, hoekom sê hy die derde dag? Dawid en sy manne was 'n spesiale eenheid. Die koninklike wag van die koning van Gat. Hy was 'n Filistyn. En Dawid in sy vlugtog voor Saul, die koning van Israel, het toe oor die grens geglip na die Filistyne toe, waar hy veilig sou wees teen Saul se vervolging. Maar dit het 'n prys gekos. Hy moes diens lewer aan die koning van Gat. Hy is toe aangestel, hy en sy manne, 600 manne, as die ouens wat die koning se persoonlike wag sou wees. Maar Dawid was ongemaklik om saam met die koning in dieselfde stad te woon en hy vra toe vir die koning: "Gee vir my 'n plek
'n entjie verder waar ek en my manne kan bly. Gee vir ons kwartiere, soos wat ons soldate ook kwartiere het. En die koning van Gat het toe vir hom die dorpie Siklag gegee, op die grens, in die Suidland. En daar het Dawid en sy manne gebly. Toe trek die Filistyne op teen Israel. En u kan verstaan dat in Dawid se hart en in sy manne se hart was daar verdriet. Hulle is verplig om saam met die Filistyne te trek, maar nou moes hulle teen hulle eie mense gaan veg. Gelukkig, daar was 5 konings van die Filistyne gewees, elkeen met 'n stad. Ekron, Gat, Ashkelon, almal so op die vlakte van die kusvlakte van Israel. En die ander 4 konings was glad nie daarmee genee dat Dawid, wat 'n bekende Israeliet is, in hulle midde moes veg nie. Hulle sê toe vir Agis, die koning van Gat, stuur vir Dawid terug. Ons wil nie in die hitte van die geveg iemand hê wat ons van agteraf aanval nie. Agis roep toe vir Dawid en hy sê vir hom, ek is oortuig van jou lojaliteit aan my. Maar die ander Filistyne wil nie hê jy moet hier wees nie. So vat jou manne en gaan môreoggend vroeg terug na jou stad toe. Dis hierdie 3 dae wat hiervan gepraat word. Die 3de dag vandat hulle in die noorde weggetrek het, het hulle by Siklag aangekom. Tot hulle groot verdriet. Want die Amalekiete het 'n strooptog uitgevoer in die Negev, dis die Suidland, en in Siklag. Hulle het Siklag aangeval en afgebrand. Hulle het die vroue wat daarin was weggevoer, van die kleinste tot die grootste. Nou in Hebreëus kan ons dit ook vertaal van die belangrikste tot die onbelangrikste, van Dawid se vroue tot die heel eenvoudigste mense se vroue. Hulle het niemand doodgemaak nie, maar hulle voor hulle uit aangejaag en pad gegee. Toe Dawid en sy manne by die dorp aankom, kyk, daar's die dorp afgebrand en die vroue en seuns en dogters is weggevoer. Dawid en die manskappe by hom het hard begin skree en gehuil, totdat daar nie meer krag in hulle oor was om te huil nie. Die 2 vroue van Dawid, Ahinoam van Jesreel en Abigail, die weduwee van Nabal van Karmel, is ook weggevoer. Dawid was erg in die noute, want die manskappe het gedreig om hom te stenig. Al die manskappe was immers bitter ontsteld, elkeen oor sy seuns en dogters. Maar Dawid het krag gevind by die Here sy God. Broeders en susters, wat 'n ou hier in die Bybel lees, gryp jou aan. Maar dit bly nog op papier gestel na kerk kom julle by die huis en al wat julle vind is rookies wat trek.
Alles is afgebrand. Al die beeste, al die vee is geroof. En die werksmense is ook weggevoer. Dit is wat hier gebeur het. Nou sal ou sê, ja Dawid, jy verdien dit. Wat gaan soek jy by die Filistyne, die vyande van jou volk? Dawid het nie 'n opsie gehad nie. Saul het hom so vervolg, dat hy op al die verlate plekke in Israel het hy vir rukkies vertoef, in grotte en in plekke. En dan het die boodskap vir Saul bereik. Dawid is daar. En dan trek Saul met 'n mag op om hom te vang. Dawid het vir Saul niks gedoen nie. Hy het hom gedien. Op 'n tyd was hy selfs die skoonseun van Saul. Maar Saul was jaloers. En Saul het agteruit gegaan in sy heerskappy oor Israel. Dinge het nie verloop soos wat dit moes nie. En hy het in Dawid die sonnebok gesien, wat hy kon blameer en wat hy gesoek het. Nou soos was dit in sulke gevalle gaan, het daar allerlei mense by Dawid naderhand aangesluit. Goeie mense, maar ook nie so goeie mense. Sodat hy 'n sterk mag gehad het. Hy het 'n rebelle mag by hom gehad van 600 man. Wat in daai tyd 'n aansienlike mag was. Naderhand kon Dawid nie meer voorbly nie, want in die Negev, in die Suidland, dis 'n half woestyn. Daar's nie baie plante nie, en as jy daar bly, moet jy met jou vee gedurig skuif, omdat daar nie baie veiding is nie. En toe Dawid naderhand nie meer plek gehad het om heen te vlug nie, het hy na die Filistyne toe gevlug. Die Filistyne wat 5 stadsstate gehad het, met ander woorde stede met 'n koning en 'n mag by hulle, het die hele vlakte, kusvlakte van Israel oorheers. As u vandag onthou die onlangse oorlog tussen Israel en die Palestyne, so terloops, Palestyn, Filistyn is dieselfde stam. Sal jy onthou dat Gaza een van die belangrikste plekke was. En daar het hy tydelik verblyf gekry, tot hierdie gedeelte waarin ons saam gelees het. Dawid kon terug, verlig, dat hy nie teen sy eie mense hoef te veg nie. En dan kom hulle, alles is verbrand, alles is weggevoer, vrouens en kinders, deur die Amalekiete. Die Amalekiete was een van die stamme wat ook in die Suidland gebly het, en hulle het 'n bestaan daaruit gemaak om mekaar oor en weer te raid. As jy nou voel, jy het nou te min goeders, gaan jy na jou bure toe, jy oorval hulle, en jy vat bietjie vee, en kamele, en bokke, en so aan, en vrouens. So kry jy vir jou mense vrouens. En die kinders? Dis die hartseer storie van hierdie. Die kinders word slawe. Met werk
vir die nuwe baase. So as Dawid en sy manne terugkom, het hulle alles verloor. En soos wat dit in sulke situasies van krisis gaan, soek die ouens 'n sonnebok. En dadelik sê die manskappe, dis jou skuld. Jy het ons hier weggevat, saam met die Filistyne, en toe ons terugkom, het ons alles verloor. En hulle wou vir Dawid stenig, met klippe doodgooi. Want jy weet hoe kwaad is hulle. Dan staan hierdie woorde, Dawid was in die noute. Dawid was benoud. En wat doen hy? Hy probeer nie sy manne oorreed en sê, nee man, is nie so erg nie, en julle moet nou nie dink is ek alleen nie, dis die omstandighede, nee. Hoor wat maak Dawid. Maar Dawid het sy krag gevind by die Here sy God. Ons kan dit ook vertel. En Dawid is versterk deur die teenwoordigheid van die Here sy God by wie hy gaan hulp soek het. Wanneer 'n krisis ons tref, is daar 3 verskillende maniere om op te tree. Ons kan maak soos die manskappe en 'n sonnebok soek. Iemand op wie ons die skuld kan pak. En dit hoor ons baie in Suid-Afrika. As iemand iets verkeerd gedoen en sê, ja maar dis julle het dit gedoen. Dis jou skuld. Of ou kan probeer om al die hulpbronne wat jy het bymekaar te sit om daar uit te kom. Die derde moontlikheid is vir ons as gelowiges die enigste moontlikheid. Dawid is versterk, het krag gevind by die Here sy God. Dit is ons bron van hulp. Dit is ons bron van lewe. En daarna, nadat jy deur God se teenwoordigheid versterk is en jy jou lot by hom beklaai het, kom die strategie. Hoe maak ons die ding reg? En dan roep Dawid vir Abjatar, die priester, en hy sê vir hom, bring die skouerkleed wat jy as priester het. Dit is soos 'n voorskoot wat hulle aangetrek het met simbole op, maar daar's ook 'n sakkie waar 2 steentjies in is, die Urim en die Thummim. En hy sê vir Abjatar, raadpleeg die Here en hoor wat ons moet doen. Here moet ons agtervolg en sal ons suksesvol wees. Abjatar doen dit. En die Here sê vir hom, agtervolg en jy sal suksesvol wees. Broeders en susters, wat waar is vir ons in ons persoonlike lewe, oral waar ons by mekaar kom, praat ons oor die reën en die skade en ons sien die televisie en ons wonder, gaan ons hier uitkom? Gaan ons dit weer reg kan maak? Maar wanneer ons by die Here versterk is, deur sy teenwoordigheid en sy belofte dat hy ons nooit in die steek sal laat nie, dan kan ons strategie bepaal. Dan kan ons uitvind wat moet ons nou doen. Maar ons verhouding moet reg wees. Wat waar is van ons persoonlike lewe,
is ook waar van 'n gemeentelike lewe. Valwater stry. Stry is stryd. En daar is mense wat sê, ag nee, ons gaan nie deelneem daar nie, ons het ons heil op 'n ander plek gekry. Maar die wat hier is, sy hande en sy wil moet versterk word deur die teenwoordigheid van die Here ons God. En daarna kan ons strategie bepaal. Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons vorentoe? Sonder om te twyfel. Want die Here sê, doen dit vir Dawid. En jy sal suksesvol wees. As ons verder lees ons hoe die Here voorsien ook. Hulle trek met 'n groot spoed weg. Soveel so dat 200 van die ouens later nie kan bybly nie en Dawid sê, "Alright, bly julle, ons gaan aan. Ons is besig met hierdie hakkejag operasie." Maar die Suidland is groot. Ou bevolk. En dan kry hulle 'n halfdooie Egiptenaar in die veld. Hy het siek geword en die Amalekiete, sy Amalekitiese baas het hom daar gelos en sê, "Gaan jy maar hier dood, ons gaan verder." Dawid hulle gee hom kos en water. En wanneer hy bykom, vra Dawid vir hom, "Sal jy vir ons wys waar is hulle?" En hy sê, "Ja, maar dan moet jy vir my sweer. Jy sê my nie in hulle oorgee nie en jy sê my nie doodmaak." En hy lei vir Dawid hulle in die groot Suidland reguit na die Amalekitiese kant. Wat groot fees vier oor al die buit. Want Siklag was nie die enigste dorpie wat hulle aangeval het nie. Hulle het 'n strooptog wyd en hulle het baie vee gebuit. En dan oorwin Dawid en sy mag die Amalekiete. Soveel so dat hulle meer terugkry as wat hulle verloor het. En dat hulle van hierdie vee wat hulle terugkry as geskenke kon stuur vir die Israelitiese dorpies wat in die Suidland was. En selfs vir Agis, die koning van Gat. Waar is ons hulp wanneer die krisis kom? Maar Dawid was in die engte, was in die noute. Maar hy het sy krag gevind by die Here sy God. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U geduld het met ons as mense. Want ons is baie keer kortsigtig. Ons staar ons blind teen die dinge wat ons bedreig. En ons vergeet, waar lê ons hulp en die bron van ons lewe? Gee dat U Heilige Gees in elkeen van ons harte werk en ook in die gemeente se harte, dat ons sterkte en ons krag by U sal vind. Ons bid dit asseblief vir die week wat voorlê. Ons bid dit vir die programme wat ons vanmôre van gehoor het, wat gaan plaasvind. Vir die Bybelstudie, vir die bloedskenk, vir die saamwees as gemeente. Ons bid dit vir ons gemeentelede wat siek is, wat dalk eensaam is, wat verwyderd geraak het van U gemeente. Ons bid vir U nabyheid
en dat U sal voorsien in alles wat ons nodig het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Gaan ons eers sing en dan kollekte of eers kollekte en dan sing? Met ewe. Sal ons eers kollekte opneem. En dan sing ons my en Etta se geliefde lied. Lied 280, al 3 die strofes. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf wat leeg getuig, U triomfeer en vrees moet swyg. Dit skree die dood het dood gegaan, die lewensvors het opgestaan. Ek is vry, waarlik vry, want U leef vir my. Dit is volbring, U het oorwin. Daar staan 'n graf, 'n leë graf. Lied 280. Here, Redder, groot en magtig. U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Die eerste, tweede en derde strofes.
Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons bly en wees. Amen.